Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel dan ook so bereik. Nou, lieve vriende, is dit nie lekker vir 'n kleiner olifant om te weet as ma deurgaan, kan ek deurgaan. En die vertroue en die vrymoedigheid waardeur hulle ook dan so deur die water kan gaan. U kan selfs op die foto sien hoe nat die klein olifantjie is en dat hy eintlik 'n redelike diep water al deur is. Maar daar is niks in vergelyking met waardeur ma is nie. U kan sien die watervlak by die groot olifant is nog sommer laag in vergelyking met sy lyf dan ook. En dis wonderlik om te weet dat daar iemand is wat kan help dan ook. So kom Paulus ook in hierdie gemeente 1 Korintiërs en hy kom bemoedig hulle. En vanoggend wil ons hier ook so kom bemoedig om te kom sê God voorsien. En Paulus kom praat oor die Here se voorsiening. Inteendeel, hy kom bevestig dit 2 keer in hoofstuk 10, wanneer hy in 1 Korintiërs 10 vers 6 sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. So hier kom hy en hy kom verwys na die volk Israel en hy sê, hulle het alles deurgegaan om watter rede? Om vir ons 'n voorbeeld te wees, dat ons moet leer uit hulle lewe. En hy bevestig, God het vir ons kom voorsien, dat ons kan reg leef, dat ons tot eer van God se naam kan leef. En dan in vers 11 sê ook, maar al hierdie dinge, het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe, as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En hier is die wonderlike saak, God het kom voorsien. 2 keer word het bevestig, 2 of 3 getuies sê die Bybel, dan is 'n saak bevestig. En hier is dit nou duidelik bevestig, dat die Here het voorsien om vir ons voorbeelde te gee, waaruit ons kon leer. Ja, in hierdie geval was dit nou nie altyd noodwendig altyd goeie voorbeelde nie, dit was juis om te leer ook uit hulle foute, sodat ons nie dieselfde sou doen en verkeerd optree nie. En een van die dinge waarin die Here voorsien het, wat positief ook was, is sekerlik die wolk gewees, die leiding wat die Here gegee het, en die bewaring wat die Here kom gee het. 1 Korintiërs 10 vers 1 wat sê, want ek wil hê broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. En hier wys hy hoe die volk getrek het en dat hulle almal terwyl hulle getrek het, was daar 'n wolk gewees, wat as 'n skaduwee gedien het, en die wolk is ook die rigtingaanduiding gewees waarheen hulle moes gaan dan ook. En dan in die nag was daar dan ook 'n vuurkolom gewees, sodat daar lig ook sou gewees het. En jy kan daarvan gaan lees in Eksodus 13, hoe hierdie wolk dan ook daar was, en die leiding en bewaring wat daar gekom het dan ook. So moet ons as kinders van die Here vandag ook sê, en word daar ook in die gemeente van Korinthe gesê, julle het hierdie voorbeeld, julle weet wat met die volk Israel gebeur het, julle sien die leiding en bewaring van die Here, dit is daar vir julle ook, God wil dit vir julle doen. En ons moet dit vandag ook om sê, dit het die Here vir die volk Israel gedoen, dit het die Here vir die gemeente in Korinthe gedoen, om hulle ook so te lei en te bewaar, en die Here het nie verander nie, hy wil dit ook so vir u kom doen. En u moet dit vandag sekerlik weet, die Here wil so in u hart en lewe, vandag ook hierdie leiding en bewaring vir u gee. Dit is daar, die Here is oor u, en hy wil u sekerlik op die regte weg lei. Verder ook, die see wat daar was, ons lees daarvan in 1 Korintiërs 10 vers 1 wat sê, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. En almal is verlos. Die Here het nie net party gered, toe hy die Rooi See oopgemaak het en hulle deurgetrek het nie, die Here het almal van hulle gered. En so wil die Here ook sekerlik vir ons sê, dat sy verlossing is daar vir ons almal. Die Here het voorsien vir dit, en is dieselfde verlossing vir almal, en ons moet dit sekerlik ook so kom aanneem. En dan, liewe vriende, die laaste wat ek net wil noem, wat die Here ook kom voorsien het, is natuurlik met Moses,
dat die Here vir hulle 'n man gegee het, wat voor hulle uitgegaan het, en dat hy vir hulle sekerlik hierdie leiding kom gee het. 1 Korintiërs 10 vers 1 verwys na die wolk en die see, en dan in vers 2 word daar verwys na Moses ook, dat almal is gedoop in Moses, die wolk en in die see. Hulle kon hulle vereenselwig met hierdie man. Hulle kon sien hoe sy verhouding met die Here was, en hulle kon ook sien dat hulle verhouding met die Here ook so moet wees. Dat soos Moses gehoorsaam was aan die Here, hulle dit ook moet doen. En soos Moses die stem van die Here kon hoor, en daarna geluister het en gehandel het, so moes hulle dit ook doen. En ons kan vir die Here ook dankie sê, dat hy vir ons ook so kon voorsien het, voorbeelde in die Bybel. Daaglikse voorbeelde, ons vertrou daar's 'n voorbeeld in u lewe, in die gesin, iemand wat die Here so dien, in die gemeente, iemand wat die Here so dien. Dit is God se voorsiening, wanneer ons dit raak sien, en mag u dit ook wees vir ander, mag die Here u seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir u voorsiening, en dat u ook vandag kom voorsien in elke nood en behoefte. Amen.